Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag, donderdag, die 15de Januarie 2026. En ja, hierdie hele week gesels ons oor behoort en beweeg. Vandag, om saam te beweeg, nie alleen nie. Kom ons lees Prediker 4 vers 9 en 10. 2 is beter as 1, want as hulle val, kan die een sy maat ophelp. Van die begin af was God se bedoeling dat mense nie alleen leef of glo nie. Die kerk is nie saamgestel uit losstaande individue wat toevallig dieselfde geloof deel nie, maar uit 'n liggaam wat aan mekaar verbind is. En God se droom was nog nooit individuele geloofshelde nie, maar 'n gemeenskap wat saam leer, saam worstel en saam groei. Behoort beteken dat ek nie net welkom is nie, en daarom is ons altyd in ons gemeente baie welkom, maar ook verbind is aan ander gelowiges wat eintlik saam met my op pad is. En as ons mekaar so op 'n Sondagoggend groet in die kerk, dan is dit juis vanuit daardie verbintenis dat ons mekaar raak sien en soms mekaar mis. Om saam te beweeg beteken ook daarom meer as om net saam teenwoordig te wees. Dit vra ook dat ons aktief moet betrokke raak by en in mekaar se lewens. Wanneer een dan struikel, buig 'n ander om te help dat jy kan opstaan. Wanneer een swaar dra, dra 'n ander saam. En in sulke oomblikke word geloof dan nou tasbaar, regtig. Nie net in woorde nie, maar in dade van sorg, luister en medelee. Saambeweging beskerm ons juis teen die gevaar van eensaamheid en ook geestelike uitputting. Alleen raak mense soms moedeloos. Saam ontdek ons weer hoop. En in so 'n gemeenskap wat leef, in so 'n gemeenskap leer ons dat ons nie alles hoef te kan doen nie, en ook nie alles alleen hoef te dra nie. Ons het mekaar nodig. Nie as laste nie, maar as gawes. En hierdie manier van leef vra nederigheid. Dit vra die moed om te erken wanneer ons nie regkom nie. Om hulp te vra sonder skaamte en om werklik te luister na ander se stories. En dit vra ook dat ons ruimte maak vir gawes wat anders lyk as ons eie. So word die kerk dan 'n plek waar verskeidenheid nie bedreigend is nie, maar eintlik verrykend is. En wanneer ons dan so saam beweeg, word die kerk 'n lewende teken van God se liefde in die wêreld. 'n gemeenskap waar mense nie net behoort nie, maar ook gedra word. Here, mag ons in ons gemeente regtig ervaar dat ons met mekaar ons lewens deel, ons laste, ons vreugdes, ons alles. En dat ons regtig kan sê, ons is broers en susters van mekaar. Amen.